AfriForum en die Solidariteit-beweging is die afgelope 2 weke op 'n inligtings- en netwerkbesoek in Amerika, onder meer aan die Withuis, om Suid-Afrika en Afrikaners se belange en solidariteit se handelsraamwerk met onder meer die Trump-administrasie te bespreek en te probeer om beter handelstariewe te beding. Die Withuis het Jaco Kleinhans, wat die Solidariteit-beweging verteenwoordig, van dese week vir 'n opvolgbesoek genooi. Solidariteit hou vol, sy besoek aan die Withuis is in belang van Suid-Afrika en sy mense. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, het egter skerp gereageer op Solidariteit se besoek en op die sosiale media platform X geskryf, en ek haal aan: "Ek veroordeel Solidariteit se verdelende retoriek in geheel. Dit is verdelend, antidemokraties en het geen plek in 'n soewereine nasie nie." En ons praat nou hieroor met Jaco Kleinhans vanuit die deelstaat Mississippi. Goeiemôre aan jou, Jaco, wat baie vroeg opgestaan het om met ons te praat. Goeiemôre, is die baie lekker om jou te gesels. So Jaco, minister Lamola sê Solidariteit se besoek aan die FSA verdeel die land. Hy sê ook die Afrikaner gemeenskap is 'n fundamentele deel van Suid-Afrika se eenheid, maar is nie 'n aparte entiteit nie, net soos wat geen ander gemeenskap 'n aparte entiteit is nie. Wat is jou reaksie op sy reaksie op julle besoek? Ja, baie teleurgesteld, kyk, in die eerste plek, geen regering het 'n monopolie op buitelandse skakeling nie. As jy Washington DC besoek, sal jy sien, daar is elke dag mense van van reg oor die wêreld, wat verskillende belange en organisasies en ekonomiese sektore verteenwoordig wat Washington besoek, en uit Suid-Afrika is dit dieselfde geval. Ons het uit verskillende provinsies in Suid-Afrika, verskillende drukgroepe, verskillende ekonomiese sektore besoeke aan Washington die afgelope weke gehad. So dis nie net Solidariteit en AfriForum wat dit doen nie, en dit is dus teleurstellend. Ek dink die minister se uitsprake oor verdeeldheid en dat dit ondemokraties is ook presies die teenoorgestelde as wat dit is. Ek dink dit is juis die gebruik van demokrasie en demokratiese regte om in te tree. En onthou, wat ek altyd probeer sê rondom die gebeure die afgelope paar maande, is Solidariteit was van Februarie af, toe daar eintlik hierdie krisis ontstaan het, uitgesproke daaroor dat ons bereid is om met die regering saam te werk, om hierdie verhouding en hierdie krisis met Amerika te probeer verbeter en te probeer besleg. Ons het na president Ramaphosa so wat 'n maand gelede weer uitgereik oor ons eie handelsvoorstelle en gesê ons het goeie toegang tot die Trump-administrasie, werk saam met ons dat ons behoorlike voorstelle maak. My terugvoer op die oomblik uit Washington is dat die regering regtig waar nie sterk syne stuur en regtig hierdie proses in die regte rigting druk nie, en dit is hoekom ons hier is. Dit is hoekom ons probeer intree, nie net vir ons eie lede nie, maar vir die hele Suid-Afrika. Nou, my vraag aan jou is, ek wil nou terugkom na daai punt toe dat jy wel uitgereik het na die regering toe, maar my vraag aan jou nou is, soos wat jy nou genoem het, Jaco, jy het natuurlik die reg as 'n belangegroep om met 'n administrasie te gaan praat. Hoewel 'n verminderde handelstarief wel natuurlik tot voordeel sal wees van alle Suid-Afrikaners, hoe sal dit uitgevoer word? Want regerings moet met regerings onderhandel. So hoe sal dit uitvoerbaar wees? Ja, presies 'n baie geldige punt, en ek dink dis dalk waar die misverstand is. Kyk, ons kan nie as Solidariteit 'n handelsooreenkoms met die Amerikaanse regering sluit nie, want ons is nie 'n regering nie, en ek dink dit is wat die minister verkeerd verstaan. Ons probeer nie 'n handelsooreenkoms met Amerika beding nie. Ons probeer voorstelle maak aan die een kant oor hoe so 'n handelsooreenkoms tussen die twee regerings kan lyk. En ons het ons voorstelle aan die Withuis en aan die Suid-Afrikaanse regering voorgelê. Wat ons wel kan doen is om ons goeie toegang, veral in die Withuis, te gebruik om ander verligting voor te stel voordat daar 'n handelsooreenkoms is, want niemand van ons weet presies wanneer gaan so 'n handelsooreenkoms gesluit kry nie. Ons kry regtig op hierdie stadium gemengde syne. Ons hoor 2 of 3 weke gelede van die Suid-Afrikaanse regering dat ons baie naby is aan 'n ooreenkoms, dat president Ramaphosa met president Trump sou ontmoet by die VN. Dit het nie gebeur nie. Uiteindelik het minister Lamola nie eers met
die Amerikaanse minister van buitelandse sake Marco Rubio ontmoet nie. So daar is nie regtig wesenlike vordering gemaak in hierdie onderhandelinge nie. En ons voorstelle is dis tussentydse maatreëls en die een goeie voorstel wat ons gemaak het is dat president Trump 'n uitvoerende bevel onderteken waar volgens hy onmiddellik tariewe verlaag op sekere bedrywe. En ons het veral gefokus op bedrywe dink ek wat reeds hard getref word in Suid-Afrika, die landboubedryf, die motorvervaardigingsbedryf en enkele vervaardigingssektore. So dis 'n praktiese voorstel. Jy het nie 'n handelsooreenkoms daarvoor nodig nie. Jy kan die Withuis vra, verlaag asseblief vir ons voordat daar 'n ooreenkoms is, ten minste net die tariewe op hierdie industrie. Nou goed, ek dink 'n deel van daai handelsraamwerk wat julle dan nou gaan voorlê het as 'n voorstel aan die Trump-administrasie het 15% handelstarief, is ek reg? Dis heeltemal korrek. En dan kan mens vra waarom? Ja, heeltemal korrek is die 15% hou natuurlik verband met die tariewe wat Trump op ander lande ingestel het. Kyk, ons ding mee met byvoorbeeld vir al Suid-Amerikaanse lande. As jy nou iets vat soos die landboubedryf, maar mens kan ook die motorvervaardigingsbedryf vat, dan ding ons mee met Latyns-Amerikaanse lande en hulle het omtrent almal tans 'n 15% tarief. So as jy byvoorbeeld nou uit die Wes-Kaap uit lemoene wil uitvoer na Amerika, dan is 15% tarief beteken jou produk is mededingend, want jy ding mee met sê maar Chili of Peru wat ook 'n 15% tarief het. Maar 30% beteken ons produkte is nie meer mededingend nie. En dit is wat ek in die Withuis probeer verduidelik het om te sê wat hierdie 30% tarief eintlik doen is hy straf nou daardie boere en plaaswerkers en daai werkers in die motorvervaardigingsbedryf wat regtig waar onskuldig is in hierdie geskil tussen die twee lande. Dit straf daardie gewone mense en gewone werkers. En dit is hoekom ons gevra het vir hierdie uitvoerende bevel en dit is nie gebaseer, dis nie uit die lug uit gegryp nie. Dit is 'n taktiek wat ander lande ook gebruik het. Die Japaneese motorvervaardigingsbedryf het presies hiervoor beding met die Trump-administrasie. Terwyl Trump nog besig was om te onderhandel met Japan oor 'n handelsooreenkoms, kon hulle dit regkry om Trump te oortuig om tariewe op Japaneese motors van byna 30% na 15% te verlaag met so 'n uitvoerende bevel. So ek dink dit is tog 'n tussentydse oplossing wat ek hoop gaan slaag. Nou, jy het dit nou duidelik gemaak, jy het uitgeklaar dat julle nie as 'n belangegroep probeer onderhandel met die Trump-administrasie asof julle 'n regering is nie. Jy het daai uitgeklaar. Dink jy die Suid-Afrikaanse regering, Jaco, is onder die indruk dat julle met die Trump-administrasie probeer onderhandel as 'n regering en dat dit daai reaksie uitlok? En wanneer julle gevra het om met die regering te ontmoet en hulle nie toegestem het tot daai ontmoeting nie, dink jy dit dui op daai diskurs, daai miskommunikasie wat op die oomblik daar is? Ja, absoluut so. En kyk, daar was baie pogings gewees die afgelope paar maande van sommige mense binne die ANC, sommige voormalige leiers, mense uit die sakebedryf, om verskillende groepe in Suid-Afrika bymekaar te kry om met die regering saam te werk, om dan nou hierdie verhouding te bemiddel. En dit is interessant genoeg dat eintlik byna al hierdie pogings misluk het. Met ander woorde, dit is asof die president en minister Lemola net nie so ver wil kom om verskillende groepe saam te betrek, om dan nou hierdie onderhandelinge met Amerika te hanteer nie. Kyk, ons is uitgesproke daaroor, ons is bevoorreg om tans baie goeie toegang te hê tot verskillende departemente, maar veral dan nou die Withuis. Dit is hoekom ek het verlede week van Washington af in Dallas in Texas aangekom en was binne ure weer op 'n vliegtuig terug na Washington, omdat die Withuis besluit het om verlede naweek ons voorstelle verder te bespreek. So ons het daardie toegang en daarom maak ons dus voorstelle wat uiteindelik in belang van die hele Suid-Afrika is. Jy weet, ons is nie onbereid om dit te doen nie, maar ons kan ook nie terugsit en niks doen nie, want my kommer is bietjie dat die persepsie geskep word deur die regering, dat daar wesenlike vordering gemaak word van hulle kant af, terwyl die boodskap uit Washington uit is dat daar geen vordering gemaak word nie, en dat Amerika eintlik baie ver daarvan af is om 'n handelsooreenkoms met Suid-Afrika te sluit. So, dis twee verskillende boodskappe. Ons hoor in die Suid-Afrikaanse media dat daar enige dag 'n ooreenkoms onderteken kan word. Die Amerikaners sê nee, ons is nie daar nie, en daarom is ons nou hier in Amerika om dan te sê, goed, maar wat kan ons intussen doen om ten minste hierdie reuse ekonomiese skade van die tariewe te probeer verlig?
Baie dankie. Ons het gepraat met Jaco Kleinhans van die Solidariteitsbeweging.